Hartlike goeiemôre, good morning en baie welkom terug. Dis nou tyd vir Ros se hoogtepunt saam met my, want ons sit hier met ons eie sportminister Arnold Geerts. Môre julle twee weer eens. Lekker om weer terug te wees. Wat het nie in sport gebeur hier? Ja, dis 'n goeie vraag. Wat het nie gebeur nie, maar dis elke naweek so. Deesdae is dit elke naweek en naweek na naweek. So die groot geselspunt van die naweek natuurlik onder andere is George Russell wat nou gister die Singapore Grand Prix gewen het voor Max Verstappen en Lando Norris en McLaren het toe nou die Formule 1 vervaardigersprys gewen. Dis klaar, dis verby. So dis dit. Oscar Piastri was vierde, wat beteken dat sy voorsprong op sy McLaren spanmaat Norris in die bestuurdersposisie tot 22 punte gespring het. Die 27 punte wat deur Piastri en Norris aangeteken is, was meer as genoeg vir McLaren om die rekord wat Red Bull in 2023 opgestel het te ewenaar deur die spantitel met 6 wedrenne oor te wen. So thank you very much for coming. We'll see you next year. Dit was McLaren se tweede titel agtereenvolgens in die 10de in die span se geskiedenis. En as jy kyk na die wedren, daar was moeilikheid. Norris het gevlieg van die begin af en Verstappen getref en 'n wiel-ten-wiel botsing met spanmaat Piastri ook veroorsaak. Die kampioenskapleier was nie beïndruk nie. Hy sê, so ons is okay dat Lando my net daar die pad gestoot het. Wat gaan aan daar? Ek ben op sy spanradio gekla. Sy woede is egter nie gepaai deur die span nie, want hulle het gesê hulle sal die voorval na die wedren ondersoek en toe sê hy, dis nie regverdig nie. Ek is jammer, of in Engels, that's not fair. So nou is daar bietjie vet in die vuur daarby saam. Dit is my altyd so interessant met die Formule 1. Dit is 'n spansport, maar dit is ook very much an individual game. So, Roz, I always look at that and I think to myself, the interesting thing about that is, let's look at the Springbok team. So there are 3 scrum halves. Those scrum halves have to train together. They're training for 2 positions, effectively, sometimes only 1. They're in the same team, but they're competing. So now they have to train together, they have to pass to each other, they have to work together, they have to work at their fitness together. And where do you cross the line from competitiveness to team? Yeah. It's an interesting thought process. And maybe, I mean, you'd know, radio stations, it's the same thing. There's a guy who wants the afternoon slot and he's actually doing breakfast slot. So now he's really pushing because he wants to do drive, etc. You know what it's like. There's this arm wrestle the whole time about, I want your position. Ja. Maar is my al baie interessant ook as jy sien, hulle het vir mekaar gesê, julle gaan nie in as hulle competitive raak as teammates. Maar dan word ook ons voor die tyd vir hulle gesê, jy moet daai posisie hou. Dan sê die ander maar ek gaan nou verbygaan, dan sê maar jy gaan nie. En dan gaan hy. Ja. En dis so moeilik want daarbey saam, ek dink jy moet ook kyk na in die pad af. Is daar 'n span iewers waar jy wil heen gaan en wat kyk na sulke gedrag en sê he can't follow team orders, you can't trust him. En dis nog 'n belangrike deel daarvan. Daar is soveel onderdele in hierdie manier wat sulke goeters vassit en die dinamika daarvan. Dis hoekom ek maar net by veerpaaltjies gaan bly. Dis 'n baie goeie ding, Pieter, dis 'n baie goeie ding. En dit is net die voorarm wat seer word. Of the wrist. Gepraat van seer, ek en Pieter sê net nou vir mekaar, ek is seker die bokke is nog vanoggend seer, maar hierdie is my mooi. Eerste keer in die geskiedenis van rugby is 'n span agtereenvolgende wêreld en rugby kampioene, wenners van 'n Britse leeureeks en die Vryheid Mandela en Qatar bekerhouers. Wow. Put that in your pipe and smoke it. Dink daaroor net vir 'n oombliekie, maar dit was 'n moeilike toets geweest Saterdag en hulle het teruggeveg 13-3 agter in die 25ste minuut tot 15-13 net na rustyd en toe sê Rassie Erasmus dit was 'n massiewe wedstryd. En hoewel dit ver van 'n perfekte vertoning was, sou ek verkies het om te sien dat ons leer terwyl ons wen eerder as wat ons verloor. So met 'n bek praat. Dan die ander ding wat vir my werklik waar interessant was, is almal het oor die naweek gevra. Nee, nie almal nie. Baie mense het gevra, hoekom het ons op Twickenham teen die Pumas gespeel? En ek het toe nou gedog, ek sal vir ons gaan soek op sosiale media, want hier is Rassie se antwoord oor hoekom ons dan uiteindelik by die Bleekbene se huis van rugby uitgehardloop het. But there's no doubt that they're tougher in Argentina. We've lost to them twice there when we've been together. But again, it's not us that chose to play here. It was their home game. You know, they wanted to play here. Obviously, financially, it would mean a lot to them, and to grow their game with spectators across the world, they probably weigh those things up. And again, I think a lot of their players actually play here in the Northern Hemisphere. For them to go back to their clubs is maybe not that hell of a travel back to. So I think Filippo and his management team is really sharp with that. And as you saw today, the game at the end could have gone their way. You know, so I personally think we are fortunate that we didn't play them in Argentina. But there's no doubt that
Dis my interessante. Daai laaste ou weggooi lyntjie daar aan die einde. Dit sê vir jou tussen die lyne, as dit tuis was vir die Argentyne, kon dit anders gewees het. Maar geld praat, nie waar nie. Geld maak 'n groot verskil wat dit aanbetref. Laastens gevra wat hierdie span spesiaal maak, het kaptein Siya Kolisi gesê, ons weet hoe om as 'n span te veg en diep te delf. En dis alles te danke aan afrigter Rassie en die manier waarop hy ons laat dink en verander het. Nee, interessant. Hy lyk ongelooflik goed. Ja, snaaks, ek dink die een ding wat die Argentyne Saterdag baie goed gedoen het, is hulle het ons los trio tot 'n groot mate toe uit die spel uitgehaal. En selfs al het ons vorentoe gegaan in die scrims, was dit vir ons losvoorspelers moeilik om werklik waar Engelse term to get into the game. Ja. Maar hoe amazing was hy scrums. Ja, ongelooflik. Maar ook weer goed hoe hulle opgetel het en dadelik as ons in 'n scrum gesak het, want hulle het geweet die bokke het die oorhand, ons daai bal so vinnig uit met en gaan. Pieter, luister jou vrou vir jou as jy is daar 'n soort van wanneer jy nou en dan as jy praat dan luister sy hoor sy. Want ek moes gister vir 13,000 vrouens sê wat hulle moes doen by die spaarwedloop en dit was moeilik ou man. As jy dink jy sukkel met vrou, dan moet jy 13,000. Nee, ek speel. Glenn Rose Kaba het gister iets gedoen wat geen Suid-Afrikaanse atleet nog ooit kon doen nie. Sy het gister in Johannesburg gewen by die Spar Women's Challenge en op die ou einde, dis die eerste keer ooit dat 'n Suid-Afrikaanse vrou al 5 die wedlope reg deur die land wen. Wow. Sy was bloot net fantasties die hele seisoen lank en op die ou einde gaan sy meer as R500,000 in haar sak steek, want sy het ook die Grand Prix gewen. Inteendeel, sy het alreeds in Mandela Bay 2 weke terug die Grand Prix gewen. Die wedloop wat by Markspark in Emmarentia was, daar was 13,000 van die hardlopers en op die ou einde het Kaba gewen in 33:42 en Erwet van Sail van Suid-Afrika was die tweede Suid-Afrikaner en sy was derde. Ethiopië se Danaya Abaraya was in die tweede plek. Op die ou einde weer eens net, ek wil my hoed afhaal vir Spar. Daar's min mense wat soveel doen vir vrouesport as wat hulle doen. En die kankervereniging wat ook daarbey baat vind en dan ook jong meisies wat nie kan skool toe gaan as gevolg van probleme met sanitêre ware. So dis wonderlik om dit te sien, eerlikwaar. Die dames geluister het, weet ons nie, maar hulle het jou verseker gehoor. Hulle sou my nie kon mis nie. Ja. Nou ja, toe baie dankie Annie. Bly jy net waar jy is aan daardie kant van die kassie, want net hierna gesels ons met die president van die Suid-Afrikaanse Kreatiwiteitsstigting. Hierdie enetjie gaan baie kreatief wees. Jy wil dit nie mis nie.